Hartlik goeiemôre, liewe vriende, te kan loof en prys en die Here te kan groot maak. Ons groet ons mense ook daar in Tweespruit wat inskakel en dan ook vriende en familie wat op Facebook en YouTube inskakel. Die Here seën u ryklik ook en mag die woord ook vir u vanmôre baie beteken. Nou vriende, ons vind ons voorlesing vanmôre uit die woord van die Here uit Genesis hoofstuk 22 vanaf vers 1. Genesis hoofstuk 22 vanaf vers 1. Vanmôre in my stilte tyd toe wie besig is met voorbereiding, hierdie gedeelte ruk 'n mens so aan die hart. As 'n mens dit lees. Kom ons lees saam. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham vroeg die môre klaargemaak en sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer, en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die my vader? En hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saam geloop, en hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, en Abraham het daar 'n altaar gebou en die hout neergelê. En daarna het sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie. Maar nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie. Dat ek jou ryklik sal seën. En jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, jy en soos die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. In die hart om te sien, ons teks van oordenking, neem jou seun, jou enigste, sê die Here vir hom, wat jy lief het Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek aan jou sal wys. Nou vriende, die Here en natuurlik offers, brandoffers en verskillende offers was aan die volk en aan sy mense nie iets vreemds nie. Maar enige vorm van menslike offers is heeltemal verbied en beskou as 'n gruwel voor God. En die volk het dit geweet ook, want dit is juis menslike offers wat in hulle afgode aan die Satan self menslike offers gebrand het. En dit het die volk van God juis anders te gemaak, dat God offers gebruik het, en juis dan die lam van God wat geslag moes word en geoffer word, wat dan 'n tipering en 'n heenwyse was na die lam, ons Here Jesus Christus, wat sou kom. En hier kom hy en hy vra van hierdie man, kontra wat hy in groot geword het, kontra wat hy geglo het en wat hy self toegepas het, gaan offer jou seun as 'n brandoffer.
En dit is amper, ek wil sê, 'n onuitspreeklike verwagting. Maar ons sien hoe Abraham sonder enige murmurering, sonder enige vrae, sonder enige probeer uitstel, onmiddellik begin doen dit wat God van hom vra. En wil ek praat oor die tema, gee jy God jou beste? Dit was Abraham se beste. Die seun wat hy van God gebid het, sy vrou was onvrugbaar, hy het nie 'n nageslag gehad nie. En die wonder kom en gebeur en hy gee vir hom Isak, en hier kom die Here nou, en hierdie wonderwerk, wat God vir hom gedoen het, vir hom 'n nageslag gegee het, 'n seun gegee het, gaan offer jou seun op die plek wat ek vir jou sal wys. Gee my jou beste, Abraham. En so wil ons dan vanmôre kom deur na die lewe van Abraham en hierdie gedeelte in teksverse te kyk, moet ons dit kom toepas op ons eie lewe ook. En jy weet, toe ek dit lees, toe ruk dit in my hart. En ek vra die vraag sommer hier in die begin. Gee ek ook my beste vir die Here? Word my lewe geken as 'n man wat sy beste gee vir God? Dit ruk 'n mens in jou binneste, dit beweeg jou hele wese. Ons sien eerstens, God kom toets vir Abraham, gee my jou beste. Neem jou seun, jou enigste, vers 2, wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal wys. Sy liefde. So vra God ook van ons. Ons beste, ons liefde. In Matteus 22 vers 36 kom die Here. Wat verwag hy van ons? Meester, wat is die groot gebod in die wet? En nou kom die Here Jesus antwoord. Vers 37, Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hier, die eerste wat groot gebod en die tweede wat hier aan my gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis wat God verwag. Jou beste, jou eerste, jou grootste liefde om hom lief te hê bo alles. Hy sê in sy woord, ja, selfs die man of vrou, ja, seun of dogter bo my liefhet, is my liefde, die beste van jou hartsliefde, gerig tot God, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. Of ons liefde vir die wêreldse dinge, vir die wêreldse goed, wat vir ons geen vreugde en vrede kan bring nie, wat nie vir ons saligheid kan bewerk nie. God wil vandag nog ons toets. Ons vra as sy kinders, waar is jou eerste liefde? Gee jy God jou beste wat ook jou liefde aanbetref? Maar ook onder die afdeling van die toets, vra hy dan ook in Matteus 10 vers 38, en wie sy kruis neem, nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. En wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwindel, sal dit vind. Neem my kruis op en volg my. God verwag dat ons in hierdie wêreld ons beste ook gee, om ons kruise op te neem vir hom. Diensbaar te wees vir hom. Om ons kruis op te neem vir God. Hy het sy kruis opgeneem vir Golgotha, om die prys te betaal vir jou en my kosbare siele. Hy het die kruis opgeneem in Golgotha, en dan sê die woord, dan sê die woord, dat die Here Jesus Christus mag ontvang het, sê die woord. Hy sê, en hierdie mag het ek van my Vader ontvang,
Dat ek my lewe kan aflê en my lewe kan opneem. En dis wat die kruis soveel wonderlik gemaak het, dat Jesus sy kruis geneem het, dat hy dit gewilliglik, vrywilliglik, nie deur God geforseer is nie, sy lewe vir jou en my afgelê het. Hy het sy kruis geneem en hy het die pad van Golgotha gestap vir jou en my, om diensbaar te raak aan God die Vader. En vandag nog vra God, gee jy my beste vir jou? Is jy bereid om as kind van God, as gelowige, jou kruis op te neem en my te volg, wat ook ek al van jou vra? Wat ek ook al van jou vra. Al beteken dit dat jy miskien vra dat jou lewe moet aflê. Is jy bereid? God vra net jou beste. Abraham gaan offer jou seun. So vra hy jou beste liefde, hy vra jou diens. So kom vra hy ook ons beste in ons besittings, in ons dinge. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie. En waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, hoor wat sê die woord, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Niemand kan twee Here dien nie, of hy sal die een haat en die ander een lief hê. Of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Maar, sluit hy af hierdie gedeelte, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Jou beste, ook dit wat jy besit. Is jy bereid om dit aan God te gee? Abraham, gee my jou seun, sonder enige, hy gaan gee sy seun. En so kom die Here, ons is so besig in hierdie wêreld, want ons word nie gevrywaar deur die aanslae in die nood, in die swaar kry van die wêreld nie, en daar's niks fout dat God vir ons die krag en die instaatstelling gee om te kan werk, en daar's niks fout as die Here jou seën om ook dinge bymekaar te maak, en welaf te wees nie. Dis wanneer die probleem inkom, wanneer die besittings en die dinge van die wêreld, jy vir daai dinge liewer laak, as wat jy vir jou God is. Onthou, wat is jou beste van jou liefde? Om vir God lief te wees. Jou beste van jou liefde. Die beste van jou toewyding en diens, en nou ook ons besitting. Ons moet die koninkryk van God eerste stel. En ons as mense is baie keer so geneig, ons is so besig om te hardloop en te werk, en die stryd, die wêreld aan. Dis hoekom vers 33 van Matteus 6 vir my so belangrik is, om gedagte te hou as God hierdie gedeelte noem. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. God weet wat ons nodig het. 'n dak oor ons kop, kos in ons maag, 'n ryding, klere. Hy sê, kyk na die veld, kyk na die lelies, kyk na die mossie. Hy sorg vir alles. Hoeveel te meer sê hy, is ons baie meer werd. Maar ons fokus in hierdie wêreld het so verkeerd geraak. En nou moet Abraham vir ons weer terugbring na die realiteit toe om te sê, maar wat is dit regtig wat God van ons vra as ons gevra word om beste te gee vir God? Ja, ons te sien, sy ons beste liefde. Ja, ons beste vir ons toegewyd, ons kruis op te neem, maar ook ons beste besittings. En vriende, wat is hierdie skatte wat 'n mens moet bymekaar maak, wat mot en roes nie kan verniel? Dis nie goud en dis nie silwer nie. Dis nie materialisme nie, dis nie daai huis en daai mooi kar en 'n groot bankrekening. Nee, vriende, hierdie skatte wat God van praat, is die kosbare siele van mense. Dit is meer werd vir God
as al die goud in die wêreld, want nie een mens se siel kan gekoop word, vrygekoop van 'n brandende hel. Geen man se siel, man, vrou of kind se siel kan vrygekoop word van die sonde, om eendag by Jesus in sy heerlikheid in die hemel te wees, met al die skatte van die wêreld nie. Dis die skatte wat God sê ons bymekaar moet maak. Dis die skatte wat God sê, wat ons moet bedink. En ek kan jou as man of vrou vra, miskien wat het jy in jou lewe, het sê jy nou al jonk is, of miskien al oud is, miskien amper afgetree is, wat het jy al bymekaar gemaak? En dan hoor ek hoe praat die mense, hulle, die Engelse woord is brag, wat is die Afrikaanse woord, help my? Spog. Hulle spog, ja, hulle roem in wat hulle bymekaar gemaak het hier op aarde. En dan wil ek so graag vir baie mense vra, het jy een man, net een man, of een vrou, of een kind, al na Jesus toegebring? Want dit is meer as al die goud en die silwer wat jy in jou bankrekening het. Gee my jou beste. Dit gaan nie oor toewyding, my liewe broer en suster. Lukas 9 vers 57, en terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg, waar hy ook mag gaan. Is so maklik om te sê, ek is 'n Christen, ek sal doen. Maar toe, wat sê die Here vir hom? Toe sê Jesus vir hom, die jakkals het geat en die voëls van die hemelneste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê. Dit was nie sy prioriteit nie. Jou en my siel, en om die wil van God te doen, was vir hom belangriker as om 'n dak oor sy kop te hê. En 'n ander een kom en sê, en hy antwoord, volg my. En hy sê vir hom, maar laat ek eers toe om my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Want as jy eers gesterf het, dan is jou tyd verby. Jy moet in hierdie lewe jou saak met God skik. Jy moet in hierdie lewe jou saak met die Here regmaak. Na die dood is daar nie meer tyd nie. En wat wil jy dan? 'n Mooi kus hê en baie mooi blomme opsit. As jy nooit die moed ons vrouens en ons kinders, en is goed om vir hulle te sorg, maar as daai mans, vrouens en kinders my werk of enige ding staan in die plek van my toewyding van God, dan gee ons nie ons beste. God sê, Abraham, gee my jou seun. Hy vra ons beste. Hy vra ons beste. En so het God gekom en hy het Abraham getoets. En so kom hy ook vanmôre met u en my broer, my suster. En hy wil ons weer op die toets kom beproef en sê, kyk, waar is ons eerste liefde? Hoe lyk dit vanmôre in u my lewe? Maar nou lees ek daar in vers 3 tot 9 die volgende gedeelte. Daar met Abraham, ek sê weer, geen murmurering nie, geen strydvrae nie, geen opstand teenoor God nie. Ek wil hê let op hierdie man se geloof. Ek wil hê jy moet tussen die lyne lees. Daarom het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het die hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Vers 4. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarin gaan om te aanbid. Maar klink sy woorde, en dan na julle terugkom. Klink dit soos 'n man wat eintlik sy seun gaan offer. Hoor mooi. En dan, hier is 'n man van geloof, sonder twyfel, sonder beredenering. Hy sê, ons gaan, bly julle hier, ek en die seun wil daarin gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Vra hy sy pa. En hoor hoe antwoord Abraham. Ek sê weer, lees tussen die lyne. En antwoord hom, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het die twee dan saam geloop. Dis 'n man wat die opdrag gekry het.
gaan offer jou seun. Wat antwoord hy sy seun? God sal vir homself 'n lam voorsien. Toe hulle kom by plek wat God hom aangewys het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout neergelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op bo op die altaar van die hout gesit. En toe steek hy sy hand uit. Dis 'n man van geloof wat absoluut vertrou in God. Ek sal my beste gee want God sal voorsien. God sien hierdie gewillige optrede van hierdie man. Hy's bereid om die prys te betaal. Hy's bereid om sy kind te gee, sy nageslag, sy enigste, sonder om te huiwer. Vir geen oomblik twyfel hy in die godheid van God nie. Hy twyfel geen oomblik in die voorsiening van God nie. En ons kan baie dinge vir onsself aanneem of dink in hierdie gedeelte. Ek persoonlik glo met my hele hart dat hy geweet het God sal voorsien. Dat God 'n waarmaker is van sy woord en dat God nie sal optree kontra dit wat hy is nie. Dat God vir hom vra om sy seun te offer as brandoffer. En daarom het hy sy seun geantwoord soos hy hom geantwoord het. Hy maak geen verskoning nie. Dan sal ek dadelik die hout gaan knoof en pak en sê laat ons gaan. Of sou ek gemurmureer? Sou ek gestry het en beklei het met God? Hoe kan hy verwag om my kind te offer? Vriende, ek moet vir julle sê, vandag vra God nog steeds dat ons geliefdes en ons kinders vir hom moet offer. Vriende, ek moet vir julle sê, ons dink as papas en mamas dat ons kinders die beste kan opvoed, die beste kan beskerm, die beste kan gee. Daar's geen beter plek wat jy jou kind kan vat en hom te offer aan God. Daar's geen beter plek om jou kind te neem op die brandoffer vir God te plaas. Weet jy, ek moet in my eie lewe leer, weet jou kinders word groot, jy probeer hulle maniere leer, jy wys hulle die regte pad, en dan begin hulle verkeerde keuses maak. Hulle begin hulle eie keuses en besluite neem, en jy stem nie altyd daarmee saam nie. En een ding moes ek leer al van jongs af, weet jy, papa, offer jou kind aan die Here, gee jou kind vir God. Want jy kan nie beter na jou kind kyk as God nie. Jy kan nie beter vir jou kind sorg as God nie. Jy kan nie beter vir jou kind voorsien as God nie. Hoekom wil jy sug en sweet? Hoekom wil jy in jou hart gaan stil staan? Want dis die beste plek vir ons kinders om te wees. Hoekom wil ons daai las dra? En dis wat Abraham hier kom wys. Ek dink nie as Abraham se geloof sterk was dat hy onder hierdie prys wat God van hom vra het, nie sou gebuk het en dat hy sou absoluut geval het. Dat hy ten gronde sou gegaan het en God bevraagteken en gesê het, God, maar wat verwag jy van my? Dat hy in opstand sou gekom het teen God nie. Maar sy verhouding met sy God was op plek en op standaard. Sy eerste liefde was by sy God. Sy verhouding het sy kruis geneem en God gevolg in diensbaarheid. En daarom toe God ons kinders aan God. Kom ons gee ons kinders vir God. Daar's geen beter plek vir jou kind om te wees nie. Maar nou lees ek ook vers 10 tot 13. Toe steek Abraham sy hand uit. Kyk hierdie geloof. Toe steek hy sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie. Want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. By vers 13, en toe Abraham sy oë opslaan,
sien hy meteens 'n ram. Waar kom die ram nou skielik vandaan? Toe sien hy meteens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as 'n brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Abraham ontdek, wat jy plaas op die altaar van God is nie verlore nie, vriende. Dit wat God van jou vra om te offer, het sy dit geld is, jou kar, jou huis, wat het God al van jou gevra? Jou kinders miskien. Maak nie saak wat God van jou vra om op die altaar van God te plaas en te offer aan hom nie. Loof ongelooflik in sy God. Ja. En nie 'n haar op daardie kind se hoof is beskadig nie. En hy ontvang 'n ram. God plaas 'n ram in die bos. Daai ram was nie voorheen daar nie. Verseker was Abraham nie blind nie, sy seun was ook nie blind nie. Want onthou op die pad het sy vader al vir hom gesê, God sal self die lam voorsien wat geoffer moet word. Ek dink hulle op die berg kom en hulle blou die altaar. So Isak verseker, 'n jong man is baie visueel en is opmerksaam. Hy sal dadelik vir sy pa sê, kyk hier's 'n ram. Ons so krampagtig vashou. Ek weet van mense wat al hulle huise verkoop het en dit vir God gee. Ek weet van mense wat al karre weggegee het vir God se saak. Baie dinge. En God het hulle geseën, meer as wat hulle kon gee. Plaas jy waarlik jou beste op die altaar van God. En ek wil vir julle sê, moenie die Satan jou bedrieg nie. God sal jou seën. Dit wat jy op die altaar plaas, sal nie verlore gaan nie. Abraham het sy seun daar op die altaar geplaas, gebind. En God gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer. Kom ons staan eens daar. Kom ek lees maar die hele gedeelte. Vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af en sê vir hom, vers 16, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy gedoen het, en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie. Hoor mooi. Ek sal jou ryklik seën. En jou nageslag grootliks vermeerder, soos die sterre aan die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem, en in jou nageslag. Ons ontvang nooit die beste van God nie, want ons het nooit op 'n plek gekom, baie keer in my hele godsdienstige lewe, dat ek bereid is om my beste op die altaar vir God te plaas. Dink 'n bietjie daaroor. Het jy al God se beste ontvang? Of ontbreek dit nog in jou lewe? Maar hier kom 'n nuwe visie van God. Hy noem hom die God wat voorsien. Jehovah Jireh, sê die Bybel. Die God wat voorsien. Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog op daardie berg genoem word, die Here sal voorsien. Vriende, dink u, voor die tyd het hy nie getwyfel nie, maar na hierdie gebeurtenis, dink u Abraham het ooit getwyfel? Kan u en ek ooit twyfel in God, vriende? As ons hierdie sien. Hoe kan ons twyfel as ek kom en maak nie saak wat God van my vra nie? Al is dit my geld, my huis, my kar, my kinders. Plaas dit op die altaar van God en hy sal voorsien. Jy sal nooit dit nie terug ontvang nie. En hy het 'n nuwe visie van God ontvang en gesien, maar waarlik, my God is 'n God van voorsiening. En nou kom God en hy sweer, daar in verse 15 tot 17,
hoe hy sy nageslag gesorg. En ons ken die geskiedenis van die Joodse Israel volk. Dan volgens die aanwassingswet van die wêreld, alles doodgemaak, as probeer uit te rooi, het God hierdie belofte waargemaak. Hulle is vandag nog daar. En die rede is net een, dat God 'n waarmaker is van sy woord. Hy het beloof, ek sal julle maak soos die sterre, soos die sand aan die see. Dit gaan nie oor of hulle reg of verkeerd, of hulle hom aangeneem het of nie aangeneem het, verwerp het by die kruis of nie. Dit gaan oor God se belofte. Dit gaan nie oor ons as mense nie. God het die belofte gemaak aan Abraham. En daai belofte staan tot vandag nog. Hy sal voorsien, hy het hy volk geseën en hy seën hulle vandag nog. Maar vind jy die grootste belofte wat hy daar maak? Is die belofte van 15 tot 17. En dan gaan hy verder. Die seun van God. Die weer al die nasies van die wêreld geseën geword het deur aan daardie kruis vir ons die pad te bewerk van saligheid. Van saligheid. Abraham se gehoorsaamheid bring sy seun na die hele wêreld. En vir was dit nie vir sy gehoorsaamheid nie. Het ek die voorreg gehad om vanmôre hier te staan en te sê, ek is 'n weergebore kind van God. Dit is vir u en vir my te gee as 'n offer. En dit het nie ledig na God teruggekeer nie. Sy seun is vir hom teruggegee. En so het God se seun ook uit die dood uit opgestaan, vriende. En so het God se seun, die Here Jesus, ook teruggekeer na die hemel. En die Bybel sê hy het gaan sit aan die regterhand van sy God, sy Vader, die Almagtige. Van waar hy nou vir ons indree. Vir waar hy nou vir ons plek voorberei. En het alles begin by Abraham. Vriende, God kan ook vir jou gebruik. God kan ook jou, man, vrou en kinders, jou nageslag gebruik om sy saak te seën. Die vraag is ons bereid om soos Abraham ons beste vir God te gee? Die Here sal voorsien, my broer en suster. Jy sal nooit verloor dit wat jy bereid is om op die altaar vir God te sit en vir sy saak. Hy beloof jou oorvloedige seën en soveel meer. Kom ons koop die tyd uit soos hy seën kan wees, maar ons ook vir 'n stikkende wêreld daar buitekant tot seën kan wees. Ek dink nie Abraham het ooit in sy wildste drome en gedagtes kon dink dat sy stap van gehoorsaamheid, sy prys wat hy bereid was om te betaal om vir Isak te vat. Ons sien daar. Hy het dit nie halfhartig gedoen nie. Hy het hom gebind. Hy het hom op die hout gesit. En hy het die mes geneem om te slag, sê die woord. En toe het God hom gestop en vir hom 'n ram gegee. En deur sy gehoorsaamheid het ons deur Jesus as die ewige, die enigste lam van God vandag in ons midde. Mag die Here waarlik help, my liewe broer en suster. Abraham, neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land van Moria en gaan offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal wys. Liewe kind van God, neem jou seun, neem jou dogter, neem jou alles, jou huis. Mag nie saak wat God van jou vra nie, gaan offer dit. God sal jou ryklik seën.
Laat toe dat God jou gebruik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir die lewe van 'n Abraham, hierdie seun Isak. En Here, druk 'n mens diep in die hart. Dat 'n mens in die spieël kyk, dat 'n mens 'n bietjie jou lewe in oënskyn neem, waarlik te kan kyk en te kan besluit. Dis ek regtig as kind van God op die plek waar ek elke dag my beste vir God gee. Here, help vir ons deur die kragtige Gees van God om bereid te wees, om gewillig te wees, om die prys te betaal, sodat U daardeur verheerlik mag word. Ek vra dit in die naam van ons Here Jesus.